Goeiedag en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Dis vir ons so ongelooflik om saam met jou te kan kuier waar ook al jy vandag is. En is vir ons altyd eerste prys om 'n persoon saam te kan kuier. Maar ons is so dankbaar vir tegnologie wat hierdie moontlik maak. So waar ook al jy is, mag jy vandag se diens geniet, mag jy toelaat dat die Here in jou hart inspreek en ek wil jou uitnooi. Haal 'n notaboekie uit, haal jou Bybel uit. Beleef dit asof jy saam met ons vandag hier in Oase gemeente is en mag dit jou lewe verander. Geniet die boodskap. Die Here het vir ons 'n amazing woord gegee. Wie van julle weet dat die woord van God is kragtig? Dis 'n tweesnydende swaard en nog beter as enigeen van al daai, dis lewend. Sy woord is lewend. So die oomblik wanneer ek hierdie boek oopmaak, dan het ek te doen met lewe. Daar's geen ander boek in hierdie wêreld en daar's baie boeke in hierdie wêreld. Daar's geen ander boek in hierdie wêreld wat jy gaan optel waar daar lewe is in daardie boek nie. Maar hierdie boek het lewe. En geen ander boek wat jy lees, se outeur, skrywer, sit langs jou die oomblik wanneer jy hom lees nie. Behalwe hierdie boek. Jy maak hom oop en dan sit die skrywer langs jou terwyl jy hom lees. It's amazing. Die Bybel is awesome. 'n baie bekende gedeelte oor Pinkster, ons moet dit lees, is Handelinge 1. En ek gaan gou vir ons lees, Handelinge 1 vers 4 tot 8, in die Afrikaanse vertaling. En toe hy nog met julle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Wie van julle was al ooit in 'n catch-22? Ek onthou toe ek klein was, actually in die huis hier in Klersdorp. Ons het in Hersenbergstraat gebly in Wilkoppies. En het ek na my ma toe gekom en het my ma een keer vir my iets gesê wat sy daarna nog 'n paar keer vir my gesê het, maar die eerste keer toe ek hierdie hoor, het sy vir my so confused. Ek wil net 'n disclaimer gee vir my ma. Sy het hierdie vir my gesê nadat ek die 3de en die 4de en die 5de keer kom nag het oor presies dieselfde ding waarvoor sy vir my nee gesê het in die eerste plek. En toe ek weer na haar toe kom en weer vra, maar ma, toe sê my ma vir my hierdie volgende woorde. Doen wat jy wil. Kom ek sê nou vir jou, 'n 8-jarige is nie volwasse genoeg om sulke groot verantwoordelikhede te dra nie. Doen wat jy wil. In daardie oomblik sien ek letterlik, ek is in 'n catch-22. As ek nou doen wat ek wil, gaan daar iewers 'n konsekwensie wees wat ek definitief nie wil dra nie. En as ek nie doen wat ek wil nie, dan gaan ek nie my wil kry nie, my sin kry nie. Wat 'n catch-22. Ek wonder, toe nou dag, waar kom hierdie frase catch-22 vandaan? Weet julle? Dit is nogal interessant. Ja, ChatGPT is amazing. Ons het altyd gegoogel, maar nou ChatGPT ons alles. En ChatGPT vertel vir my hierdie storie van 'n man wat 'n boek geskryf het met die naam van Catch-22. Dis die boek se tema. Hierdie boek speel af in die Tweede Wêreldoorlog. Die skrywer se naam is Joseph Heller. En hy vertel 'n verhaal van hoe die vlieëniers wat ingekom het, bang geword het om te gaan vlieg, want Luftwaffe, die Duitsers het hulle ongelooflik afgeskiet. So hierdie vlieëniers wat inkom, raak toe bang en hulle wil nie meer gaan vlieg nie. En hulle probeer toe uit hierdie ding uitkom. Die weermag in daardie tyd het 'n disclaimer gehad, fynskrif, wat gesê het, dat as jy mal is, dan mag jy nie vlieg nie. So hierdie ouens probeer toe maak of hulle mal is, sodat hulle nie op daai vliegtuig hoef te klim en te gaan vlieg nie. Maar dan het die samejoor of die generaal of wie ook al in beheer was in daai tyd, na hulle toe kom en vir hulle net een vraag gevra. Het hulle gevra, wil jy gaan vlieg? En as die persoon gesê het, nee, ek wil nie gaan vlieg nie, dan volgens hulle was hulle dan nie mal nie, want hulle konklusie was, dat geen
gesonde, verstandige persoon sal wil gaan oorlog maak nie. So as hulle sê nee, hulle wil nie, dan is hulle, wel, dan moet jy gaan, want dan is jy nie mal nie. As hulle gesê het, okay, nee, maar ek wil, dan het hulle vir hulle gesê, maar dis hoekom jy hier is. Jy is in die weermag vir 'n rede. Jy is hier om te beklei. So hulle was in 'n catch-22. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Dis letterlik waar hierdie woord vandaan kom, catch-22. Dis vir my so asof Jesus sy disippels in 'n catch-22 los in hierdie stadium. Een van die bekendste skrifgedeeltes wat die kerk ken, is Matteus 28 vers 19. En dit begin met hierdie eenvoudige woord, maar so kompleks, gaan. Nee? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. En net na dit, kom Jesus en hy sê vir hulle, wag. Catch-22. Wat is op met hierdie storie? Het gaan aan hier. Kom ons backtrack so 'n klein bietjie. In Matteus 9 sien ons dat Jesus besig is om te bedien. Hy is besig om te gaan na die sinagoges toe, hy is besig om die woord te preek, en nie net is hy besig om die woord te preek nie, maar hy is besig om mense gesond te maak, hy is besig om mense vry te maak. Kom ek lees gou vir jou hierdie gedeelte, ek wil dit vir jou lees in die English Standard Version, die ESV, in Matteus 9 vers 35 tot 38. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. And when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Jesus het gekom met 'n mandaat van God af. En hy was gesalf gewees deur die Heilige Gees om hierdie mandaat te volbring. En toe hy besig is om op hierdie aarde te wandel en hy bedien die mense en hy sien hoe mense vasgevang is onder die kloue van die vyand, kom hy op 'n stadium waar hy besef dat hierdie werk, hierdie taak wat hy het, is heeltemal te groot vir net hom. The harvest is plentiful. Die oes is so groot. En wat is sy konklusie? Hy kyk na hierdie mense wat seer het, hy kyk na hierdie mense wat vasgevang is, hy kyk na hierdie mense wat genesing nodig het, wat deurbraak nodig het, hy kyk na hierdie mense wat letterlik hom nodig het, Jesus nodig het, en wat is sy konklusie? Sy konklusie is, bid. Sy antwoord is, bid. Voordat daar gestuur word daar eers gebid. En hier is wat hy letterlik vir sy disippels sê. Onthou met wie is hy besig om te praat hier? So hy is besig om te praat met sy disippels. Hy sê vir sy disippels, bid en vra die Here van die oes. Vra dat hy mense sal stuur. En wat doen die disippels? Hulle gaan bid. Letterlik die volgende hoofstuk 10. Julle weet dit in die oorspronklike manuskripte was daar nie hoofstukke gewees nie, nê. Hulle het hoofstukke vir ons ingebring om ons te help, om iemand soos my te help, en prys die Here daarvoor. So eintlik gaan hierdie storie net aan, in hoofstuk 10, in vers 1. Hoor wat gebeur. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. And he said to them, go. So Jesus kom, hy gee sy disippels die autoriteit om letterlik te doen wat hy nou net gedoen het, waarvan ons gelees het in Matteus 9, om mense vry te maak, om mense te genees, om mense gesond te kry. Hy gee hulle die autoriteit om dit te doen. Hy sê vir hulle gaan, maar hy het nou net vir hulle gesê bid. So amper my een vriend, Tertius, hy noem nie Tertius wat hier was, die ander Tertius. Hy noem Jesus Sneaky Jesus. Dit is so amper asof Jesus hulle set up. Weet, hy sê vir hulle, gaan bid, ok, gaan. Kan ek julle die prentjie wys? Dit is asof die disippels, Jesus praat met hulle,
Hy sê vir sy disippels, sy disippels reageer, sy disippels gaan om te bid, en dan ewe skielik, okay, gaan, okay, ons moes nou net bid, maar okay, hier gaan ons. Dis so reaksie. Iets gebeur. Wanneer ons op 'n plek is waar ons eers besef, dat hierdie taak, dit wat moet gebeur, definitief nie uit myself uit gaan gebeur nie. Daarom sê Jesus vir hulle eers om te bid, voordat hulle moet gaan. In Handelinge sê hy vir hulle eers gaan wag. Die taak is groot, né? As jy moet gaan en disippels moet gaan maak van alle nasies, wie van julle weet dat daar's nogal baie nasies? En tot die uithoeke van die aarde is nogal ver. Dit is nogal interessant, in daai tyd het hulle gedink die uithoeke van die aarde is Spanje. Dit was hulle verste. Hulle het nie eens geweet Amerika bestaan nie. Net interessantheid. Dis 'n groot taak. En steeds sê Jesus vir hulle gaan wag. Hoekom het hulle gaan wag? Ek wil gou vir die volgende sê. Hierdie disippels, meeste van hulle was vir 3,5 jaar plus minus saam met Jesus. Hulle het saam met Jesus geloop. Hulle het saam met hom gewandel. Hulle het gesien wat hy doen. Hulle het gehoor wat hy sê. Hulle het sy leringe geken. Dit wat hy gesê het hulle geken. Ek meen, Matteus, wat die brief van Matteus geskryf het, die boek van Matteus geskryf het, het geskryf jare na Jesus se kruisiging. En hy kon alles woord vir woord onthou het. Hulle het dit geken. En selfs in dit sê Jesus vir hulle, julle is nog steeds nie reg om te gaan nie. Julle het tyd spandeer saam met my, julle het my wonderwerke gesien, julle het my lering, my teaching, my woord, julle het dit, maar julle is nog steeds nie reg om te gaan nie. Julle moet eers gaan wag. Want daar's iets wat gebeur wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons kom bekragtig vir hierdie taak. Nie eers die Seun van die mens, Jesus self, kon hierdie werk doen sonder Heilige Gees nie. En as God self sy eie Gees nodig het om hierdie taak te verrig, hoeveel te meer het sy kerk nie sy Gees nodig om hierdie taak te verrig nie. Dis nogal baie interessant. Ek wil met jou 2 Griekse woorde deel wat jou vlees gaan ontstel. Kan ek dit doen? Jy weet, die wêreld sê die waarheid maak seer. Die Bybel sê die waarheid maak vry. So jy kan kies in watse kamp jy wil wees vandag. Sy woord sê in Jakobus, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. So kies mooi in watse kamp jy wil wees. Hoor gou hierdie 2 Griekse woorde. In Matteus 9, ek het dit nou net vir julle gelees, sê hy, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Die woord send, daar is die Griekse woord ekbalo. Jy spel dit E-K-B-A-L-L-O. Ekbalo. Weet julle wat beteken dit? Dis dieselfde woord wat gebruik word wanneer daar verwys word na Jesus wat duiwels uitdryf. In die evangelie, waar Jesus duiwels uitdryf, word hierdie woord gebruik, ekbalo. En nou praat hy en hy sê, gaan bid, dat die Here mense sal ekbalo, binne in sy hawes in sy oes in. Hoekom? Ag, die Here ken ons so goed, hy het so geweet, ons gaan in comfort zones lewe. En hy het geweet, dat vir ons om uit die comfort zone uit te kom, en om regtig te gaan ons geekbalo moet word. Ons gaan letterlik uit ons comfort zone uitgeruk moet word. Ons gaan letterlik ons eie begeertes, ons eie drome, ons eie ambisies, een kant toe moet sit, sodat ons werklik op 'n plek sal wees waar ons kan gaan. Sy Gees doen iets binne in ons wat maak dat ons bereid sal wees om alles te los en te gaan. Die woord ekbalo. Dit laat jy 'n bietjie ongemaklik voel, né? Die tweede Griekse woord wat ek met jou wil deel, wat jou so 'n bietjie ongemaklik gaan laat voel, is die Griekse woord vir die woord getuienis in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees. Daai woord getuienis. Die vandag wanneer ons die woord getuienis hoor, dan dink ons dadelik aan iemand wat 'n storie vertel. Iemand wat 'n storie vertel of iemand wat evangelisasie doen. Dis gewoonlik ons konnektasie wanneer dit kom by daardie woord. Jesus se konteks is nie dit nie. Jesus se konteks is dat wanneer hy praat van getuienis, is dit nie iets wat ons vertel nie, maar is iets wat ons word. Daar's 'n verskil. Met ander woorde, kom ek gee jou, maak dit so 'n bietjie meer prakties. Dit wat hy in die kruis kom doen het my lewe so diep kom impakteer en so diep kom verander en is so sigbaar in my lewe dat ander mense kan sien ek het 'n ontmoeting gehad by die kruis. En dit maak dat ek 'n getuienis is. Dis nie wanneer ek hier voor staan en ek vertel 'n storie van hoe die Here vir my deurgekom het en dis nie wat die woord getuienis hier beteken nie. En in die Grieks, hoor gou. Die Grieks is die woord hier vir getuienis is die woord martus. Waar ons die woord martelaar vandaan kry. Of die woord martyr. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my martyrs te wees. Reg oor die wêreld. Wie van julle is gereed om julle hande op te steek vir dit? Wat, dit is glorious, Here. Ek wil my hand opsteek om te gaan doodgaan iewers vir u koninkryk. Wanneer die Gees van God so kragtig oor jou kom, ek bedoel werklik oor jou kom, nie 'n hoendervleis oomblik nie. Nee, ek het hom gevoel, hy was daar. Nee. Wanneer die Gees van God werklik oor jou kom en jy word gemerk deur sy krag. Julle ken al soveel preke gehoor oor die woord krag daar, dunamis. Nee, God soortige krag. Dis nie krag van 'n mens nie. Dis krag van God, die skepper van die heelal, wat geblaas het en daar's sterre. Daardie krag wat binne in my kom woon en bo op my kom rus, daardie krag van Heilige Gees maak dat ek op 'n plek sal wees waar ek enige iets sal neerlê om letterlik in enige manier vir hom te gaan sterf. Een van my vriende sê dit so mooi, hy sê the kingdom of God is a come and die kingdom. Want nie een van ons kan Jesus volg as ons nie 'n kruis dra nie. Maar ons vergeet partykeer van die kruis, want ons soek net die prosperity en ons soek net die blessing en ons soek net die lekker. En ons vergeet van die kruis, wat eintlik hier op ons skouer moet wees. Maar sy Gees kom bekragtig ons om hierdie nie eers op onsself te doen nie. Hy kom sê, jy gaan nie in jouself eers kan doodgaan nie. Jy het my Gees nodig selfs om dit te doen. So reg oor die wêreld in hierdie oomblik is God se Gees besig om mense te ekbalo en mense martus te maak. Kom ek verduidelik vir julle wat ek bedoel. God is besig om mense uit hulle comfort zones uit te haal en 'n dringendheid in hulle harte te plaas sodat hulle sal gaan en waar ook al hulle is 'n verskil sal maak vir hom en vir sy koninkryk. Letterlik getuienis uitleef sodat mense die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus sal hoor. Hy's besig om mense, gelowiges, die woord martyr wakker te maak. Mense wat bereid sal wees om enige prys te betaal. Want hy's waardig tot enige prys. As hy sy lewe kan neerlê vir my, dan kan ek my lewe neerlê vir hom. En Heilige Gees bekragtig my om dit te kan doen. Wie van julle het al ooit gehoor van COVID? Ek glo hoe mense lag as mense praat oor COVID. Ek dink is ons coping mechanism om te lag oor. Dit is Suid-Afrikaanse humor, né? Het julle geweet? COVID het vir die kerk kom wys wat is moontlik. En COVID het ook vir die kerk 'n groot klap in die gesig kom gee. En ek praat nou van die globale kerk, né, waarvan ons almal skuldig is. Die oomblik toe China verklaar dat hulle 'n pandemie het in hulle land.
En die oomblik toe daardie virus buite die grense van China vir die eerste keer sigbaar is, die mense wat die researchers reken, 2 tot 4 weke van daar af, 2 tot 4 weke, het elke nasie gehoor van COVID. Dat die letterlik niemand op hierdie aarde was wat nie geweet het van COVID nie. Almal het geweet van COVID. 2 tot 4 weke. 'n boodskap van vrees kan vinnig versprei, nê? Wat van 'n boodskap van liefde? 2000 jaar later. En die kerk het nog steeds nie almal vertel nie. 4 weke. En die hele wêreld weet van COVID. 4 weke. 'n maand. 2000 jaar later. Deur bekragtiging. Hy het ons nie net gelos nie, hy het dit kom moduleer en hy het ons kom bekragtig. En steeds weet die hele wêreld nog steeds nie van hom nie. En ek weet, ek was al in baie keer in kerke gewees waar die pastoor praat van die Here wêreld weet nie en al die goeders, maar ek kan eintlik vandag vir jou ware statistiek wys, want ek werk in daardie lande in. Ek gaan besoek hulle, ek het my voete daar gesit, om te gaan sien en om te gaan seker maak dat die evangelie hier versprei word, daar versprei word. Het jy geweet, so in missionale taal, praat ons van die 1040 venster. Ek weet nie of hulle my kon help het met daai prentjie nie, kon hulle great. Okay, hier is 'n prentjie vir julle van die 1040 venster. So, julle almal het aardrykskunde gehad, julle weet hoe lyk die wêreldkaart, hè? Julle weet dat Amerika, Noord-Amerika en Suid-Amerika is nie deel van hierdie prentjie nie. Die 1040 venster is letterlik word gepraat van 'n venster of 'n window van tussen die 10 grade en die 40 grade noordbreedte lyne. Van Wes-Afrika tot en met Oos-Asië. Hoekom is hierdie area belangrik? Hierdie area is belangrik want in hierdie area is daar 68 nasies. En in hierdie 68 nasies is daar 3.2 biljoen, nie miljoen nie, biljoen mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Kind van God, kan ek net vir jou vandag sê, die oomblik wanneer jy dit hoor, moet dit iets in jou hart doen. Dit moet jou ontstel. Dis nie okay vir ons om sulke nuus te hoor en te dink, "Hi shame, hi shame." Dis nie okay nie. Dis veronderstel om jou te ontstel, veral wanneer jy weet dat Jesus het gesê, gaan dan heen en maak disippels. En hy het gesê dat ons sy getuienis, ons sal krag ontvang om sy getuienis te wees. Ons gaan nie net sy getuienis wees nie, ons gaan die krag hê om dit te kan doen. 3.2 biljoen, raai net gou hier. Dis nie mense wat gehoor het van Jesus en sê nee, hulle hou nie van hom nie, of nee, hulle wil niks te doen hê met hom nie. Dis nie die statistiek nie. Die statistiek is dat hulle nog nooit van hom gehoor het nie. Hulle kan hom nie kies nie, want hulle weet nie hy bestaan nie. 3.2 biljoen. Ek en my vrou was in April, was ons in Turkye gewees. Kyk, as jy wil gaan vakansie hou, amazing plek, Turkye. Maar as jy wil gaan werk vir die koninkryk, Paulus skryf in die brief van Korintiërs, sê hy dat hy het ontmoetings gehad met wild beasts. Dit word so geskryf in die Engelse vertaling. Die oomblik wanneer jy in daardie nasies instap, dan beleef jy dit. So Turkye, net gou 'n prentjie. Turkye is waar die 7 kerke van Openbaring was. Al 7 kerke van Openbaring vind jy in Turkye. Turkye is waar jy die voetstappe van Paulus kan volg. Efese, het julle al gehoor van Efese? Efese is in Turkye. Efese volgens Handelinge 19 is die plek wat, in die Bybel nog, die grootste herlewing wat ons in die Bybel sien, Handelinge 19, dit was in Efese. Dis waar Paulus was. Smyrna, Thyatira, Pergamus, Laodicea, die briewe wat Petrus geskryf het, 1 Petrus en 2 Petrus, Kappadosie. Dit alles binne in hierdie land. Daar is 90 miljoen mense in Turkye. Daar is 8000 Christene.
net om vir jou 'n prentjie te gee, dis 0.02%. 99.8% moslim. 0.02, die ander is ander gelowige. Okay? 99.8% moslim. Om jou net gou 'n prentjie te gee, vandag in Klerksdorp kom kerke bymekaar en Klerksdorp het meer as 8000 Christene. 8000 gelowige, net in een dorp. In daardie hele land is daar net 8000 Christene. Ons het die voorreg gehad om by die grootste kerk te gaan kuier, terwyl ons daar was. Die grootste kerk vind jy vandag in Izmir, dis die ou Bybelse Smyrna. Weet julle hoeveel mense is in hulle kerk? 235 mense. Die grootste kerk in Turkye. 235 mense. Hoekom deel ek hierdie met jou? Ek deel hierdie met jou nie om jou skuldig te laat voel nie, want skuld help in elk geval nie. En skuld is glad nie deel van koninkryk nie. Ek deel hierdie met jou sodat die Heilige Gees iets in jou hart kan doen. En dat die Heilige Gees in jou hart kan wakker maak dat daar eintlik 'n rol is wat jy kan speel. En hoor mooi op my woordkeuse hier. Ek sê jy kan speel. Nie net die kerk nie, nie net die pastoor nie, nie net die bedieningsspan nie, nie net die uitgekiestes nie, jy. Het jy geweet dat die oomblik toe Jesus gesê het, gaan dan heen en maak disippels, dat elke een van ons deel is van daardie opdrag. So enigiemand wat dink jy nie deel is van daardie opdrag nie. Ons almal is deel van daardie opdrag. Okay? So, Jesus gaan eendag vir jou vra, hoeveel disippels het jy gemaak? En dan gaan jy vir hom moet kan sê, jo, Here, ek het nou nie regtig boek gehou nie, maar ten minste 2, ten minste 3, ten minste 40. Hoeveel disippels het jy gemaak? Hier is die waarheid. Jesus het vir ons almal gesê, gaan. Ek hoef nie te bid en te vra, Here, moet ek gaan nie, want hy het klaar gesê ek moet gaan. So ek moet bid en vra, Here, wil jy ek moet bly? Catch 22. Maar ons almal se gaan lyk anders. Almal van ons is geroep om te gaan, maar ons almal se gaan lyk anders. Van ons is geroep om oor die brug te loop wat gaan na ander nasies toe. En van ons is geroep om oor die brug van ongemaklikheid te stap na 'n ander koffietafeltjie toe in Broeder. Of wou ek al julle koffie drink hier? Net Broeder. Julle mag nie by ander plekke koffie drink nie. In my dae toe ek hier groot geword het, was Saddles nog hier so oorkant. Ek weet nie eers of hy nog daar is of ek weet nie eers of Saddles nog hier is nie. Waar gaan julle eet hierna? Dis nie 'n trick question nie. Baie van julle gaan iewers gaan eet. Ons moet eet. Ons is mens. Ons moet eet. Nee? Baie van julle gaan by die huis eet. Dis glorious. Baie van julle gaan uit eet. Baie van julle spaar nou juist die geldjie om eerder volgende Sondag te gaan uit eet vir Vadersdag. Maar waar ook al jy gaan, is jou gaan. As jy gaan by die skool is, maak 'n verskil. As jy werk toe gaan, dis jou gaan. As jy skool toe gaan, is jou gaan. As jy kerk toe gaan, dis jou gaan. As jy hospitaal toe gaan, dis jou gaan. As jy Johannesburg toe gaan, dis jou gaan. Weet julle wat is die probleem vandag? Die probleem is dat die kerk, en ek praat globaal van die kerk, het hierdie baton, hierdie mantel van die groot opdrag om disippels te gaan maak. Hulle het hom laat val. Die kerk het hom laat val. En omdat die kerk hom laat val het organisasies opgestaan soos YWAM en Fire and Fragrance en Global Missions en so baie, en prys die Here vir hulle. Ek is lief vir hulle, ek werk saam met hulle, ek het vriende wat deel is van hulle. So hoor my, ek skiet hulle nie af nie, maar hulle het die mantel kom optel waar die kerk die mantel laat val het. Die groot opdrag behoort nie aan 'n organisasie nie. Die groot opdrag behoort aan die kerk. En dis die kerk se verantwoordelikheid, jou en my se verantwoordelikheid, om seker te maak dat die evangelie van Jesus Christus uitkom by die mense wat dit nog nooit gehoor het nie. En jy sal verbaas wees, ons lewe nie meer in 'n Suid-Afrika waar almal al van Jesus gehoor het nie.
30 jaar terug, dalk. Nie nou nie. Ek het al in Pleithou gesit. Mag ek Pleithou sê? Ek het al in Pleithou, ons het nie 'n broeder in Middelburg nie, okay? So ek het al in Pleithou gesit en met mense gaan praat en dan het hulle nie 'n klou wie Jesus is nie. Maar hey, ek het gegaan. Dalk is dit tyd dat Heilige Gees kom en jou uit jou gemaksone uit ekbalo en jou 'n martoes maak sodat die evangelie van Jesus Christus kan versprei. Dalk is dit tyd vir jou om net ja te sê. Die kerk voel partykeer skuldig omdat hulle nie disippels maak nie en dan weet julle wat doen hulle? Nie hierdie kerk nie, nee, die kerk. Weet julle wat doen die kerk omdat hulle skuldig voel? Hulle reële uitreik. Nou, ek het niks teen uitreike nie, ek reël uitreike. Okay? Ek gaan op uitreike. Ek het niks teen dit nie. Maar wanneer mense nie die evangelie uitleef nie, dan moet daar 'n spesiale event gereël word vir die kerk, vir die evangelie om uitgeleef te word. En dan noem ons dit 'n uitreik. En eintlik wat ons net wil hê is die volgende. Ons wil hê dat Heilige Gees ons harte so vasvang, dat ek nie hoef te wag vir 'n uitreik nie. Ek hoef nie te wag dat Marius 'n uitreik reël nie. Ek weet wie in my is. Ek weet hy het my kom bekragtig. Ek weet hoe kragtig hierdie evangelie is, want ek het dit eerstens kom beleef in my eie lewe. En nou, waar ook al ek is, kan ek dit uitleef met liefde. En oase, dit is die uitnodiging vir elke een van julle vandag, om daar te kom. Jy hoef nie te wag vir 'n uitreik om gereël te word, nie. Jy stap oor 2 minute by hierdie kerk. Nee, jy gaan nie oor 2 minute uit hierdie kerk stap nie. Ek weet, wou net van julle opgewonde maak. Jy stap oor 2 ure uit hierdie kerk, jy gaan ook hier oor 2 ure relax, okay? Jy gaan nou uit hierdie kerk uitstap. En wanneer jy uit hierdie kerk uitstap, het jy geleentheid om lig te wees. Het jy geleentheid om die sout van die aarde te wees. Het jy geleentheid om flavor te bring, want dis wat sout doen. Flavor te bring, joy te bring. Vir iemand te sê hoe lief die Here jou het. Die kerk het dit 'n cliché gemaak. Kan ek vir jou sê dat die mees kragtigste woorde wat nog steeds bestaan is, Jesus is lief vir jou. Dis die sterkste waarheid wat daar is. En daai is die waarheid wat vrymaak. Jesus is lief vir jou. So ek wil 'n oomblik vat. En ek wil bid vir hierdie huis. Ek wil bid vir jou. Ek wil bid vir jou hart. En ek wil bid wat Jesus gesê het ons moet bid. Bid dat die Vader jou ekbalo. Wie vele wil so gebed oor hulle gebid hê. Ek gaan dit nou oor jou bid. Jy het nou nie 'n keuse nie, anders moet jy jou ore toemaak. Ek gaan bid dat die Here jou ekbalo. Ek gaan bid dat die Here jou uit jou comfort zone uithaal. Ek gaan bid dat die Here jou kom bekragtig. Ek gaan bid dat sy Gees so sterk oor jou kom, dat jy, soos wat Jeremia sê, I've got fire in my bones. As ek nie hierdie preek nie, dan brand te veel hier binne my. Daar's te veel passie hier binne my. Die siel is net te veel. Ek moet hierdie sê. Bid vir daardie oomblik oor jou. Dis Pinkster. Heilige Gees wat ons kom bekragtig. Die tyd om teologies te beklei oor is die doping met die Heilige Gees vir die vervulling van tale en of is dit nie vir vervulling van tale nie en hoe gaan dit lyk en hoe lyk dit oor. Die tyd vir daai teologiese debat is verby. Luister mooi. Ek is vir tale. Ek praat in tale. Tale maak nie dat ek iemand anders van na die Here toe lei nie. Jo, voel ek nou daai muur. Judas 20 sê, die oomblik wanneer ek in 'n taal praat, dan stig ek myself. So ek praat in 'n taal om myself te stig, sodat ek op 'n plek kan wees waar ek met hierdie stigting iets kan beteken vir iemand anders. Maar ek gaan nie na 'n wild vreemde persoon toe loop en in 'n taal praat nie. En dink, prys die Here, hy gaan nou Jesus aanneem. Want ek het nou in 'n taal gepraat. Sambariande besetia sotokumbaba sotor. Is jy reg om Jesus aan te neem? Ja.
So moet ons in tale praat, verseker. As tale praat vir jou, verseker. Is dit 'n gawe wat ons moet dra? Definitief. Is dit 'n voordeel? Verseker, en ek wil dit graag hê, soos wat Paulus sê, dat julle so baie soos ek in tale moet praat. Maar moenie vir my sê jy praat in tale en daar's nie krag in jou lewe nie. En moenie vir my sê jy praat in tale en jy is nie 'n getuienis nie. En moenie vir my sê jy praat in tale en jy maak nie disippels nie. Dan gee ek nie om of jy in tale praat nie. Want dan is jy selfsugtig. Die waarheid maak vry, nee. Nie seer nie. Die selfsugtigste ding wat ek kan doen as 'n kind van God, is om die boodskap van God nie te deel nie. Dis die selfsugtigste ding wat ek kan doen. 2023 was ek vir die heel eerste keer Turkye toe. 'n Maand voordat ek gegaan het, tref 'n aardbewing aan Antakya, wat die Bybelse Antiochië was. En die geboue stort so ineen dat 60.000 mense hulle lewens verloor in 2023. 60.000, dink net gou hier aan. Ek dink aan daai statistiek wat ek nou vir jou gesê het. 0.02% Christene. 0.02% van 60.000. Hoeveel mense is hel toe? Ek kan nie sit met 'n aanstoot oor 'n pastoor wat 'n boodskap gepreek het waarmee ek nie saamstem, en my hele lewe van die kerk af wegbly en my hele lewe niks doen vir sy evangelie omdat ek met 'n aanstoot het, en eendag voor hom staan en met leande voor hom staan en sê, Here, ek het niks vir jou gedoen nie, want ek het met aanstoot gesê. Ek kan nie glo daai ooit gedurf om dit te sê. Jesus gaan nie omgee nie. Ek gaan vir jou vra, hoeveel disippels het jy gemaak? Het jy ja gesê? Het jy my boodskap daar buite gekry? Het jy dit wat ek in jou lewe kom doen het gedeel met ander mense? En ek nooi jou net vandag, net om ja te sê. So ek gaan jou vra om jou oë te sluit. Vader, ek wil vandag vir Oase kom bid. Here, ek bid vir elke hart in hierdie plek, elke gedagtegang. My God, ek bid dat elke woord wat ek gepreek het, wat uit myself uit is, dat mense dit sal vergeet. Maar Here, ek bid dat dit waarop U geblaas het vandag, sal posvat in harte. En dat dit harte sal kom 'n dringendheid gee. Here, ons praat van mense in 'n ver land wat ons nog nooit ontmoet het nie. Wat doodgaan sonder U en wat hel toe gaan. En vir ons as die kerk, dit moet iets doen aan ons, Here, dit moet ons ontstel. Maar terselfdertyd dink ek ook, Here, aan my familie wat U nie dien nie. My vriende wat U nie dien nie. My kennisse wat U nie dien nie. En is ek nie okay daarmee om eendag voor U te staan en te weet dat my boetie of my sussie of my beste vriend of vriendin staan ook nie hier nie. Hulle is op pad na 'n ander plek toe. Here, hoe op aarde sal ons dan met vreugde voor U kan staan? Hoe op aarde sal ek met vreugde voor U kan staan as my dogtertjie hel toe gaan en ek hemel toe gaan? En daarom bid ons, Here, dat U sal kom deur U Gees, soos wat U plus minus 2000 jaar teruggekom het, om U kerk te bekragtig vir die werk van die evangelie en om hulle regte getuienisse te maak. Bid ons vandag oor elke een van ons, dat U ons sal kom bekragtig, sodat ons werklik getuienisse sal wees vir U en sodat ons werklik sal gaan en disippels sal maak. En dat dit ons sal pla, wanneer ons weet iemand U nie ken nie.
Here, ek bid dat ons sal nagmerries hê daaroor. Ek bid dat ons ongemaklik sal voel daaroor. Heilige Gees, kom maak in ons harte wakker. 'n nood, 'n dringendheid, om op te staan vir die koning van die konings en u koninkryk te bevorder. Ek bid vir hierdie huis, Here, vir wat u besig is om te doen, vir die nuwe wineskien wat u besig is om te gee, vir die voorbereiding en vir dit wat op pad is. Here, bid vir die leierskap, om 'n gees van onderskeiding te dra in hierdie tyd. En ek bid vir wysheid in keuses en besluite, vir die regte besluite, vir dit wat God soek, nie wat die mens soek nie. Ek kom teen 'n vrees van mens, Here, ek kom teen hierdie dringendheid om mense tevrede te stel. Ons bestraf daai in die naam van Jesus. I pray for the mind of Christ. I pray for the ability to think like Jesus. Vat hierdie huis verder. Vat hierdie huis dieper. Kom doen iets in hierdie huis wat U nog nooit gedoen het nie. Here, those wells that are closed, I pray in Jesus' name that those wells would be dug up. Ons bid vir daardie intercessors, die intercessors in hierdie huis, Here, om op te staan en te begin grou in die gees. Vir hierdie fonteine om weer oopgemaak te word, sodat die lewende water in hierdie huis kan vloei, sodat wanneer ongelowiges in hierdie plek instap, hulle ontmoeting sal hê, nie met Marius nie, met Jesus. Nie met Thys nie, met Jesus. Nie met 'n kerkraadlid of 'n ouderling nie, met Jesus. Ontmoeting met die koning van die konings. Ons bid vir die teenwoordigheid in hierdie huis. Ons bid vir u krag in hierdie huis. Ons bid vir u wonderwerke en die tekens om los te breek in hierdie huis. Heilige Gees, ek bid dat u sal welkom voel hier. Dat hierdie vir u werklik sal voel soos huis. Dat dit vir u 'n plek sal wees waar u wil wees. Kom ek balu u mense. Kom dryf ons uit. Kom haal ons uit ons gemaksone uit. En Heilige Gees, kom bekragtig ons om u martelaars te wees. Mense wat enigiets sal neerlê vir die koning van die konings. Vir die Here van die Here. Net gou die volgende deel gaan ek vir Marius gee om oor te vat. Die kerk is so sleg met evangelisasie op hierdie oomblik. Laas jaar was daar 450,000 missionaries uitgestuur. 450,000. Net 15,000 van hulle was na die 1040 venster toegestuur. 435,000 was gestuur na lande wat reeds Christenlande is. 15,000 was gestuur na mense wat nog nooit van hom gehoor het nie. Die kerk doen evangelie so sleg dat Jesus besig is om evangelisasie te doen. Ons drink koffie met Christene in Turkye wat moslems was, en as jy vir hulle storie vra en hulle getuienis vra, dan vertel hulle vir jou van hoe Jesus in hulle drome opgedaag het. En hulle het nie geweet is Jesus nie, hulle droom van 'n man met wit gekleen en helder lig, met gate in sy hande en gate in sy voete. En dan kom hy, dan gee hy vir hulle 'n rympie. Hulle dink is 'n rympie, want hulle ken nie die skrif nie. Weet julle wat is die rympie? In die begin was die woord. En die woord was met God. En die woord was God. Hy was in die begin. En hy het alles geskape. En alles wat geskape is deur hom geskape. En dan word hulle wakker en hulle dink, wie is hierdie man? En wat se rympie is hierdie? En dan bonatuurlik ontmoet hierdie moslems, loop bonatuurlik een van die Christene raak, die 8,000 wat in daai 90 miljoen plek lê.
bonatuurlik, dis net divinely. En dan vra hierdie persoon, kom net, hierdie is hoe jy evangelisasie doen in die moslimlande, jy stap na hulle toe en dan vra jy vir hulle, hey, het jy onlangs 'n droom gehad van 'n man in wit klere? Met gate in sy hande en in sy voete. En as hulle vir jou sê, ja, sê vir hulle, kan ek jou van hom vertel? Jesus is besig om die werk van die kerk te doen, maar die kerk nie ja sê nie. As elke kerk in Suid-Afrika, as elke AGS gemeente in Suid-Afrika net een missionary stuur, is al oor die 2000 missionaries wat gestuur word. Kan julle dink as elke kerk stuur? Sorry, maar is nou oor my tyd. Net die volgende ook sê. Statistiek het bewys dat die kerk globaal genoeg resources het en genoeg geld het om die groot opdrag, die Great Commission, te vervul in die volgende 10 jaar. Ons het genoeg resources. Ons het genoeg geld. Die probleem is dat geld word nou spandeer aan ligte. Om die event lekker te maak. Kan ek vandag vir jou sê, daar's 'n groot verskil teenoor om die kerk vol te maak en die hemel vol te maak. Baie kerke, en hoor my mooi, dis nie 'n aanklag op oase nie, baie kerke is so gedrewe om mense in die seats te kry, dat 'n Sondagoggend net so goed is soos 'n Bok van Blair konsert. Dit was 'n lekker oomblik, ons het lekker saam gesing. Die ou het lekker grappies vertel, ons het lekker gelag, ons voel beter oor onsself. Maar God se Gees het niks kom doen nie. Mag oase nie so kerk wees nie. Mag oase reageer op die hartsbegeertes van die koning van die konings, die hoof van hierdie huis, die hoof van hierdie kerk, Jesus Christus. Mag julle sy hartsbegeertes raak sien. Dankie Marius. Oase, ek hoop julle is nog lief vir my, ek hoop julle is nog nuuskierig vir vanaand. Maar hoor, uit my hart uit, bring ek hierdie boodskap met liefde en bemoedig ek julle om 'n verskil te maak vir die koning van die konings. Hierdie boodskap het ons aanlyn gelaai vandag, want ons glo dit het die vermoë om jou lewe te kan verander en om jou nader aan Jesus te bring. En jy weet op jou sosiale media platform, waar wil jy hierdie kyk, dalk is dit op Facebook, dalk kyk jy dit op YouTube, waar wil jy dit kyk, wil jy nie ons 'n guns doen en hierdie share nie. Ons glo daar's mense daar buite wat dalk nie met ons bekend is of met die boodskap van Jesus bekend is nie. En as jy hierdie deel, kan dit 'n impak in hulle lewens maak. So like, comment en share. Dit help ons om die goeie nuus van Jesus Christus daar buite te kry. Ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier en baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het.